bring het, wil ek dit mooi vra om vir my oop te maak daar by Lukas hoofstuk 14 en ons gaan saam lees so vanaf vers 28. Lukas 14 vanaf vers 28. My tema vanmôre is die verantwoordelikheid van die kerk. Die verantwoordelikheid van die kerk. Nou, 2 Sondae terug het ek gesê, ek gaan eers so 'n bietjie afklim van ons jaartema, die kerk. Ja, maar die Here het 'n ander idee en 'n ander plan en in hierdie week praat die Here met my weer oor ons jaartema, dis kerk en ons weet wat is kerk. Die kerk is nie die gebou nie, die kerk is ek en jy. Ons ken die doel, ons ken die resultaat en vanmôre wil ek aangaan om met jou te praat oor die kerk, met ander woorde ek en jy, die kerk se verantwoordelikheid. Nou voor ek begin, kan ek gou sien wie wil kerk wees? Amen. Amen. Nou Vrydagoggend gooi ek gou petrol by die garage waar ek al vir 'n paar jare ingooi. En toe ek stop, toe wag ek vir die petroljoggie en terwyl ek wag, draai ek die venster oop en my oog vang 'n bordjie wat hulle opgesit het. En die bordjie sê die volgende: dit is die kliënt se verantwoordelikheid om te kyk of jou kleingeld reg is. Wie het dit al gelees? Dit is die kliënt se verantwoordelikheid om te kyk dat jou petrolcap terug is. Dat jou olie se dipstick terug is. Dit is die kliënt se verantwoordelikheid om te kyk dat hulle nie dalk diesel in jou engine gooi in plaas van petrol nie. En terwyl ek dit lees, is dit asof die Heilige Gees gee, hoor gou vanmôre vir my, dat die kerk het ook 'n verantwoordelikheid. Want terwyl ek daar sit, wonder ek by myself, as dit dan net die kliënt se verantwoordelikheid is, wat se verantwoordelikheid is daar dan op die garage? En hoor vir my, die garage het 'n verantwoordelikheid, maar die verantwoordelikheid lê by die kerk. Hoekom? Want by die kar, want die kar behoort aan my, en omdat die kar aan my behoort, is daar 'n sekere verantwoordelikheid dat alles moet reggaan. En die Heilige Gees sê, gaan sê vir my kerk, dat daar is 'n verantwoordelikheid om kerk te wees. Daar is 'n verantwoordelikheid om te kan hand opsteek en te sê, ek wil kerk wees. Ek wil deel wees van hierdie wat vir God so belangrik is. En daarom wil ek vanmôre met jou praat en ek wil praat oor die verantwoordelikheid van die kerk. Nou, ek wil gou vanmôre voor ek begin, wil ek hê jy moet net gou iets weet. Ek is ongelooflik lief vir jou. Amen. En as ek vanmôre preek ek omdat ek vir jou lief is, maar omdat ek 'n verantwoordelikheid van God het. Ek preek omdat ek jou beste belange in die hart het, maar ek preek ook met gesag en ek preek met salwing wanneer ek die volgende woorde gaan preek. Ek preek omdat jy vir my belangrik is, maar ook omdat ek die herder is en omdat ek sekere dinge ervaar en sekere dinge onderskei en God sê, as die herder moet jy sekere dinge aanspreek. En vanmôre is dit een van daardie preke wat niemand gaan wil hê nie. Jy gaan hom nie weer luister nie, want ek is hier vanmôre met gesag en autoriteit en met die salwing van die Heilige Gees, en ek wil nou al reeds vir jou sê, dat hierdie boodskap kom nie uit 'n studeerkamer uit nie, dit kom uit die troonkamer van God, en vanmôre wil ek sê, so spreek die Here. En ek sê dit weer, jy is vir my belangrik. 'n Pastoor wat net goed preek om sy kerk vol te kry, is nie lief vir sy gemeente nie. Ek is lief vir jou en ek wil jou saam met my hemel toe vat. En daarom is daar 'n sekere paar dinge wat my en jou verantwoordelikheid is. En ek wil hê jy moet eers saam met my lees. Lukas 14:28, so dis 'n besonderse gedeelte. Hy sê vers 28, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot nie. En sê, hierdie man het begin bou en kon dit nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 na hom te kom nie. Anders stuur hy 'n gesant
maar die ander een toe terwyl hy nog ver is en vra 'n vredesvoorwaarde. So, hoor mooi, so kan dan ook niemand van wie nie afsien van al sy besittings my disippels wees nie. Hierdie gedeelte is 'n mooi gedeelte. Dis die gedeelte van kosteberekening. Dit is die Engelse term, ek hou so baie daarvan, hy sê counting the cost. Dit praat daarvan dat jy iewers te moet stil raak om so bietjie bymekaar te tel en 'n bietjie sommetjies te maak om te sien, kan ek die toring bou? Die Bybel praat so mooi, hy sê, daar was 'n man wat 'n toring wil bou en dan gaan sit hy en dan bepaal hy, het ek die geld? Het ek die middele? Het ek die stamina? Het ek dit wat van my gaan vereis om hierdie toring klaar te maak? Want wat gaan gebeur as ek die toring bou en so in die helfte is my middele op? Weet jy wat? Hy sê jy gaan 'n bespotting wees. Of wat 'n koning gaan nie dalk teen 'n ander koningskap wil beklei, maar hy maak hier sommetjies. Is my koninkryk sterk genoeg? Is my vyand nie dalk sterker as ek nie? Hoekom nie? Want daar is kosteberekeninge wat gedoen moet word voordat jy iets wil en kan doen. Pastoor, waarvan praat jy? Ek het so pas 2 minute terug gevra, wie wil kerk wees? En ons almal het ons hande opgesteek. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoor vanmôre my hart, daar's 'n kosteberekening wat gedoen moet word voordat jy jou hand kan opsteek en sê, ek wil kerk wees. Daar is 'n counting the cost, 'n ding wat opgetel moet word om te kan kyk, het ek dit in my? Het ek die stamina? Het ek dit wat God van my verwag om kerk te wees? Want kerk is nie goedkoop nie. Kerk is nie maklik nie. Om kerk van Jesus te wees, vat nie dit wat jy het nie. Hy vra meer as wat jy het. Hy vra alles wat jy het. Hy vra van jou sodat jy alles wat jy het vir Jesus kan gee. Jy moet vanmôre die kostes bereken. Here, is ek bereid om alles te gee sodat ek kan kerk van Jesus wees? Ek het jou in die begin van die jaar gesê, hierdie gaan 'n moeilike jaar wees. Dit gaan 'n jaar wees waar die duiwel die kerk gaan aanval, soos nog nooit van tevore nie. Hoekom nie? Want hy weet sy tyd is min. Dis 'n jaar waar die kerk gaan swaar trek, want die duiwel gee alles wat hy het, sodat hy die kerk kan te plat druk en te neerdruk. En hoor vir my, ek het in hierdie laaste 2-3 weke, het ek pak gekry, en ek het slaag gekry, en die duiwel was woelig in Hartbeespoort en Klerksdorp, maar hoor vir my, iewers het die Here gesê, count the cost, kyk of jy bereid is om dit te doen, en vanmôre is ek hier om te sê, dat die kerk moet iewers te kyk, kan ek dit doen? Het ek die middele? Het ek die stamina? Het ek die finansies? Het ek alles wat nodig is om kerk van Jesus Christus te wees? Wie gaan dit swaar? Kom aan, steek gou jou hand op. OK, jy weet waarvan ek praat. Om kerk te wees is nie maklik nie. Else sê in hierdie week, sy wonder hoekom is die duiwel so besig, en sy antwoord haarself, sy sê, dis ons jaartema. Die duiwel hou nie daarvan dat AGS Hartbeesfontein op 'n plek kom wat hulle besef dat ons moet die kerk van Jesus Christus wees nie. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor jou verantwoordelikheid van die kerk, sodat jy vanmôre, hoor mooi, sodat jy vanmôre die kostes kan bereken. Om te kan uitwerk, is ek bereid om my hand op te steek. En wanneer die diens klaar is, dan gaan ek jou weer vra, is jy nog bereid om kerk te wees? Maar jy moet in hierdie diens, moet jy die kostes bereken. Jy moet 'n finansiële staat opstel. Jy sal 'n paar dinge moet optrek en aftrek. Is ek bereid om kerk te wees? Want kerk kos 'n prys. Kan ek gou jou kop sien? Kerk kos 'n prys. En hoor gou, wanneer ek vanmôre met jou praat, gaan jy sê, "Sjoe, pastoor, jy moes eintlik met Pietie en Kosie gepraat het, maar hulle is nie vanmôre hier nie, hulle sal die boodskap kry." Jy's vanmôre hier. En weet jy wat doen die kerk? Die kerk van Jesus hoor die boodskap, en dan gaan hulle uit en hulle gaan verkondig die evangelie, so ver as wat hulle gaan. Want dit is wat die doel is. Die doel van die kerk is, om die woord duidelik daar buite te gaan versprei. En ek gaan vanmôre, gaan ek 'n paar dinge sê, en ek gaan op 'n paar tone trap, en ek gaan nie daarvoor jammer sê nie. Want die kerk het 'n verantwoordelikheid. Die kerk het 'n verantwoordelikheid. En ek wil hê, dat wanneer ons klaar is met die diens, en jy dit sommetjie gemaak het, en jy sê, Here, ek kan nie kerk wees nie, dan gaan jy nie jou hand opsteek nie.
Want as jy kerk is, dan verwag die Here van jou sekere dinge. Kan ek dit gou weer sê? Wanneer jy kerk is, dan verwag die Heilige Gees, die hoof van hierdie organisasie, verwag van jou sekere dinge. Counting the costs. Counting the costs. Counting the costs. Waarvan praat jy, pastoor? Nommer 1. Dankie Moira. Kerkbywoning. Jy sê, "Sjoe pastoor, ons is vanmôre 111, waarmee sukkel jy?" Ons is op die oomblike gemeente van amper 170 lidmate en ons raak dankbaar vir 110. Ek wil nie my kerk vol hê nie. Ek wil nie die kerk vol hê om Charles te impress en te sê, "Sjoe, oom, kyk hoe mooi kan ek preek, ek kry die kerk vol nie." Ek wil die kerk vol hê, sodat die kerk nader aan Jesus Christus kan kom. Ek wil die kerk vol hê, sodat die liggaam van Jesus mekaar kan stig, kan bemoedig, kan opbou, ons mekaar kan verder vat. Jy kan nie, jy moet in die huis van die Here wees. Kan ek gou ietsie sê en ek het gesê, ek gaan nie vanmôre bang wees nie, hoor my hart, daar's genoeg tyd in die week om kruideniersware te koop. Hoor my hart vanmôre. Daar's genoeg tyd op 'n Saterdag om 'n vleisie te braai en by jou vriende te kuier. Daar's genoeg tyd. Sondag is die kerk van Jesus in die huis van die Here. Hoor gou wat sê Paulus, hy skryf Hebreërs 10:25, hy sê, "En laat ons nie die onderlinge byeenkomste versuim, soos wat sommige die gewoonte het." Nou hoor my hart. Ek weet van vakansie, en van pastoor, vandag is ek net onder die weer. Vandag is ek moeg. Sê pastoor, ek wil net 'n afsondag hê. Ek verstaan dit. Hoor my hart. Ek gaan oor so 'n paar Sondag en ek 'n afsondag vat. Kyk, ek is ook bietjie moeg en ek moet 'n bietjie batterye laai. Ek verstaan dit. En in April moet ek vir Ian vat vir universiteit. Ek verstaan dit. Maar ons bly nie by die huis net omdat dit lekker is nie. Ek het verlede week gesê ek gaan 'n boek skryf oor verskonings en ek gaan dit skryf. So rukkie terug, toe sê iemand, "Sjoe pastoor, my kar is nou nie so lekker nie, ek gaan nie kerk toe kom nie, maar daai maandag toe ry hy werk toe. Toe maak keer daai kar niks." Hoor my hart vanmôre. Die kerk van Jesus moet in die huis van Jesus kom. My pa bly nie baie ver van my af nie, 'n kilometer, maar ons is nogal 'n besige huis. As ons nie by die winkel is nie, is ons by die kerk, en ons is Woensdae, Donderdag en Sondag by die kerk, en as ek nie by die kerk is, en dan berei ek voor vir die bid hier, of ek berei voor vir die musiek, of ek berei, en dan gaan daar so 'n week verby, dan sê ek, "Sjoe, ek was nog nie by my pa nie, maar ek ry elke dag daar verby," dan sê ek, "Miskien moet ek gou daar stop, maar sjoe, die tyd is bietjie min," en dan begin ek so bietjie verlang, wie weet waarvan ek praat, want die kind moet by die pa uitkom, hoor vanmôre, die kind moet by die Vader se huis uitkom, want dis daar waar jy rustig raak. Dis daar waar die Vader sê, "Ek sien jy's nie so lekker nie. Wat is fout?" Dis daar waar die Vader jou krag gee, waar die Vader jou hoop gee. Dis daar waar die siekes tot gesondheid kom. Dis daar, hoor mooi, waar sondaars tot bekering kom. Dit kan by die huis ook gebeur, maar my Bybel sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is die Here in ons midde. Hoor gou, ek is net so mal oor hierdie kerk TV, ek het niks daarteen nie. Niks, en ek luister baie preke in die kar as ek rondry. Hoekom? Want ek wil myself verdiep en ek wil myself verskerp. Daar is niks fout daarmee nie. Maar jy moet in die huis kom, sodat jy saam met medegelowiges die naam van die Here kan grootmaak. Die doel van die kerk is samesyn. En ek wil nie die kerk vol hê nie, ek wil nie meer kollekte hê nie, ek dink vanmôre aan jou. Jy moet by die huis van die Here uitkom, ek moet hier kom, sodat jy in die teenwoordigheid van God inkom. Jy hoor net iets, man, partykeer sit iemand die hele diens in slaap, maar hy hoor net 1 versie, en dit gee hom moed en krag vir die nuwe week, en God het met hom gepraat, en as jy huis toe gaan, en jy het niks gekry nie, dan hoef jy nie weer te kom nie. Maar as jy vanmôre eerlik moet wees, I will enter his gates with thanksgiving. Tot die laaste liedjie wat ons sing, sonder die Gees kan ons nie. Jy kan nie sonder die huis van die Here nie. David sê dit so mooi, sê, ek was so bly toe hulle vir my sê, dat ek gaan na die huis van die Here. Hoor gou wat skryf Psalm 111 vers 1, hy sê, prys die Here met my hele hart.
En loof die Here in die samekoms van die opregtes. Ja, jy kan by die huis die Here loof en jy moet dit doen, ek wil hê jy moet dit doen, maar jy moet saamkom by die huis van die Here, saam met sy medegelowiges. Ek sê dit baie, ek dink nie oor kerk nie, miskien is dit omdat dit my werk is, maar ek dink nie daaroor nie. Ek staan op Sondag en ek gaan kerk toe, want ek is so groot gemaak onder die banke. Die kerk moet die huis van die Here besoek. En ek verstaan van werk, ons het dit by die bidtuur hanteer, werk op 'n Sondag en ja, ek verstaan dit. Maar as ek die kans kry, as ek die kans kry, dan kom ek kerk toe. Ek wil gou vir jou iets sê. En ek gaan dit uitsny, die preek gaan ek dit uitsny, niemand gaan dit hoor nie. As jy nie kerk toe kom en jy gaan dood, ek gaan jou nie begrawe nie. Toets my. As jy nie kerk toe kom nie en jou naam is op die register, ek gaan jou nie begrawe. Wat moet ek van jou sê? Hier lê Linda. Amen. En dan gaan ons uit. Wat moet ek van jou sê? Sjoe, ek gaan jou nie begrawe nie. Die kerk moet na die huis van die Here toe kom. Nommer 2. Dit raak al hoe moeiliker, hier is die maklike een. Nommer 2. Die kerk se verantwoordelikheid is rentmeesterskap. Wat ek is net genade. En wat ek het, is net aan my geleen. En as kerk van Jesus Christus, moet ek dit wat die Here aan my toevertrou het, moet ek tot die beste gebruik. Ek moet dit oppas, ek moet dit gebruik, ek moet dit gebruik tot die beste wat ek kan. Hoor gou, ek ry 'n ou Nissan bakkie uit 500,000 kilos op. Die Here het hom vir my gegee. En Saterdag dan was ek kom en ek smeer hom polish en hy blink altyd en ek diens hom. Hoekom? Want ek is 'n rentmeester van dit wat God vir my gegee het. As ek nie my ou bakkie kan gebruik tot eer en verheerliking van God nie, hoe sal hy my vertrou met 'n nuwe Hilux bakkie? Hoor my hart vanmôre. Ja, ons is slim en ons het breinkrag en ons kan baie goede vermag, maar wat jy het is as gevolg van God en as gevolg van die Here se genade. Gebruik dit wys. Jou huis, jou kar, hoor gou mooi, jou vrou, jou man, jou kinders is aan jou toevertrou. Jy's rentmeester oor dit. Mans, jy moet jou vrou op die hande dra. Vrouens, jy moet jou man eer. Kinders, julle moet gehoorsaam wees aan julle vader en julle hoor my hart vanmôre. Die Here het dit aan jou toevertrou. En dan gaan dit so 'n bietjie verder. En jy seker gewag daarvoor. Dit gaan ook oor jou geld. Dit wat in jou beursie is, dit wat in jou bankrekening is, dit behoort aan die Here. Hallo? Dit behoort aan die Here. 'n Ou pastoor het eendag gesê, wys my jou chequeboek se teenblaadjies, dan sien ek wie is jou Here. Hoor gou wat sê 1 Korintiërs 3:21. Laat niemand op 'n mens roem nie, want alles, hoor mooi, alles behoort aan julle. Met wie praat hy? Hy praat van die kerk. Alles behoort aan julle en julle behoort aan God. Jou geld, jou besittings, jou familie, jou besigheid, jou finansies, alles wat jy het, behoort aan die Here. Jy's net die rentmeester daaroor. En ek het so 'n bietjie gaan kyk, wat is 'n rentmeester? 'n Rentmeester is niks anderste as 'n plaasbestuurder nie. Dis nie jou plaas nie. Jy bestuur hom vir die eienaar. En die eienaar bring sy beeste en sy trekkers en sy kalwers en sy alles bring hy en jy is die bestuurder en jy bestuur daardie plaas. Hoe? Tot die beste van jou vermoë. En as kerk van Jesus is dit ons verantwoordelikheid. Doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen. 1 Korintiërs 4 vers 2 en verder, word dan van die bedienaars vereis, met ander woorde van die kerk, dat julle in alles getrou sal wees. En dit bring my by daardie woordjie wat niemand oor wil praat nie, oor jou tiende.
Die Bybel sê, bring jou volle tiende na die skatkis, sodat daar spys in my huis kan wees. Beproef my hierin, sê die Here. Beproef my, of ek nie dalk nie. Nee, hy sê, beproef my. Ek sal die vensters van die hemel vir jou oopmaak. Ek sal die springkaan van jou afweer, en die olyfoes sal nie misluk nie. Daar sal druiwe wees, daar sal alles wees wat jy nodig het, maar bring jou volle tiende na die skatkis toe. Hoor gou hierso. Ek weet wat dink jy? Sjoe, die pastoor soek geld, hy wil seker iets doen. Nee. Ek praat met jou oor jou tiende tot jou eie voordeel. Okay, hierdie blok het dit gesnap. Ek praat met jou oor jou tiende tot jou eie voordeel. Ons is besig om God te beroof, en as jy God beroof, kan hy jou nie seën nie, sê die Bybel. En vanmôre is ek eerder tevrede met 9 tiendes wat die seën van die Here het, as oor 10 tiendes wat 'n vloek op het. Die tweede ding wat jy dink is, pastoor, lees jou Bybel, dis Ou Testament, dit kom daar van die oes af wat moes 10% ingebring geword het. Ek weet, kom ek lees dit vir jou. Deuteronomium 40:22 sê, jy moet sekere tiende van alles wat jou land opbring, moet jy vir die Here bring, punt. Ou Testament, Nuwe Testament. Matteus 23:33, Jesus praat met die fariseërs, dan sê hy vir hulle die volgende, hy sê, julle is getrou in die betaal van julle tiendes, maar julle los die liefdadigheid en die liefde en al hierdie ander goed, en dan kom hy in die volgende versie, hy sê, juis hierdie dinge, die tiendes, moet julle nie nalaat nie, en die ander ook nie vergeet nie, punt. Ek soek nie verhoging nie, ek wil nie iets bou nie, ek praat met jou vanmôre sodat jy die voordeel daarvan kan kry. Jy sê seker nou, sjoe pastoor, jy moes my gesê het voor ek lidmaat geword het. Nee, die Bybel het dit gesê. Die Bybel sê dit so eenvoudig, hy sê, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Nou, wie's goed met wiskunde? Iemand vra my so rukkie terug, pastoor, ek kry 10.000, wat is my tiende? R1,000. Okay, kom ons vat dit verder. Pastoor, ek kry 50.000 'n maand, wat is my tiende? R1,000. R5,000. Sjoe, pastoor wil vanmôre geld? Nee. Ek wil hê jy moet die voordeel kry om nie God vanmôre te beroof nie. Want as jy jou volle tiende na die skatkis toe bring, sal daar spys in sy huis wees. Toets my, sê die Here. Ek het al baie die storieetjie vertel. Die man was baie arm en het elke maand as hy sy geldjies kry, dan het hy sy tiende in die skatkis gegooi. En op 'n stadium toe sien die pastoor of die predikant, "Tjoe, hier kom nie meer geld in nie," en hy gaan sien die oom, hy sê, "Oom, hoekom gee jy nie meer jou tiende nie?" Hy sê, "Pastoor, dit was baie maklik toe ek arm was en ek het R500 gepay, dan het ek R50 gegee." Hy sê, "Maar nou is ek baie ryk, ek kry 100.000 'n maand. Dit is dan baie moeilik om 10.000 te gee." En die pastoor sê, "Maar is geen probleem nie, kom ons bid." En hy kniel by die oom, hy sê, "O Here, maak hom weer so arm dat hy weer sy tiendes vir die huis van die Here kan gee." Jy's rentmeester. Jy's rentmeester. Ek sien julle kyk my so onder julle brille deur. Jy sê maar wie moet lief word vir my? Jy's 'n rentmeester. Kan die Here jou vertrou? Kan hy jou vertrou? Dis kerk se verantwoordelikheid. Die pastoor het vanmôre net oor geld gepraat. Nee, hy het gepraat oor die kerk se verantwoordelikheid. So die pastoor het beklei. Nee, hy het gepraat oor die kerk se verantwoordelikheid. Ek weet, party maande gaan dit broekskeer, sjoe, jy sê, ai, ek het dit nie. Toets my, sê die Here. Ek is ook baie keer skuldig. Toets my. En wil jy nie hierdie maand ingaan en die Here toets nie? Ok, ons raak alles stiller. Dit gaan nog moeiliker word. Hier kom die derde een. Die derde verantwoordelikheid van die kerk is geestelike leefstyl. Geestelike leefstyl. Sjoe, kan ek gou iets sê? Die kerk raak afgewater. Die kerk van Jesus raak afgewater.
Ons is baie lief vir ouros in ons huis en dis nogal baie moeite om dit aan te maak. En dan maak ons partykeer sommer so 'n groot houer aan en dan sit ons hom in die yskas. En as jy die yskas oopmaak, dan lê hierdie ligte oranje water in die bottel en hieronder lê so dik ouros massa. En dan moet jy hom so 'n bietjie roer sodat die ouros weer met die water meng. En partykeer wanneer ek na die kerk kyk, dan sien ek daar die vaal ouros. Ons is besig om afgewater te raak. Ons is besig om ons heilige lewenswandel een kant toe te skyn. Ons is besig om ons sondebewustheid te verloor. Ons is in hierdie wêreld, hallo, maar ons is nie van hierdie wêreld. Timoteus skryf so mooi, daar in 1 Timoteus 6 vers 11, hy sê, Paulus sê, vlug van hierdie dinge. Van wat se dinge? Okay, jy het gevra, so ek gaan dit vir jou noem. 1 Timoteus 3 vanaf vers 1 tot 16, gee 'n lys van dinge, van 'n geestelike lewenstyl. Wil jy dit hoor? Okay, nommer 1. 'n Christen, die kerk van Jesus, moet onberispelik wees. Dit praat daarvan, dat ek en jy onberispelik is. Pastoor, is dit moontlik? Ja. Jesus sê dan self, wees heilig, want ek is heilig. So kan dit moontlik wees om onberispelik te wees, om alles volgens die Bybel te doen, om alles te doen, wel ek wil verseker daarna streef. Die eerste ding, onberispelik. Nou die tweede een, hou vas in jou sitplek, want die rollercoaster gaan nou beweeg. Hoor gou mooi wat sê hy, 'n man met een vrou. Kyk gou vir my, hallo, 'n man met een vrou. Hallo, 'n man met een vrou. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Vrou, dames, kyk gou vir my. As jy saam met jou man bly, gaan jy vanmiddag huis toe dan sê vir hom, wat is jou plan met my? Wat is jou plan met my? Gaan jy met my trou? Kyk gou vir my, gaan jy met my trou? Want as jy nie met my trou nie, wat soek jy hierso? Die Bybel sê, dat die geestelike lewenstyl is 'n man met een vrou. Hallo? Dankie. Ons bly nie saam nie. Ek het gesê, jy gaan kwaad word vir my vanmôre en is reg. Ek het 'n verantwoordelikheid om vanmôre vir jou te sê, dat die kerk van Jesus bly nie saam nie, ons trou. Vrou, gaan huis toe, doen jouself hierdie guns en vra jou man, wat is jou plan met my? Hoekom bly jy hier? Wat is jou idee? As hy nog nie met jou getrou het nie, hoor my hart, laat hy 'n trouring in jou hand sit, 'n trouvingerring sit. Die Bybel sê, 'n man met een vrou. Sjoe, pastoor, dis ernstig vanmôre. Nee, I'm counting the costs. Ek is besig om die berekening te doen. Ek is besig om dit uit te werk. Kom ons gaan gou verder. Voorhuwelikse seks, dis taboe. Hoekom? Want ek is die kerk van Jesus. Kan ek gou weer jou koppe sien? Dit praat daarvan dat ek uitwerk, sjoe, kan ek hierdie dinge doen? Want as ek dit kan doen, kan ek my hand opsteek en sê ek is kerk van Jesus Christus. Ek sê weer, ek is ongelooflik lief vir jou. En ek wil hê jy moet die volheid van God in jou lewe ervaar. Counting the costs. Kan ek aangaan? Nommer 3, nugter. Kom ons vat nommer 4. Fatsoenlik. Dames, sjoe. Weet jy wat is fatsoenlik? Netjies. Man, ek sê altyd, as 'n dame in die dorp loop en sy moet die hele tyd haar rok so maak van die wind wat waai, hoekom trek jy hom dan in die eerste plek aan? Of jy loop en dan trek jy daai brokkie so aan, moet hom nie aantrek nie. Die kerk van Jesus is fatsoenlik. Ek sê nie trek 'n rok aan tot hier en tot hier nie. Nee, ons is fatsoenlik. Sodat wanneer die wêreld verby jou in die straat loop, dat hy kan sê, daar is die kerk van Jesus Christus. Iemand het eendag gesê, as jy nie Markus nie, moenie adverteer nie. Kom ek gaan verder, dit raak al hoe lekkerder. Gasvry. Ons is nie ongeskik nie. En dan hierdie een, geen drinkery nie. Ekskuus. Geen. Daar's nie trappe van vergelyking van geen nie. Geen. Punt, stop, klaar, geen. En jy kan vanmôre vir my kwaad word, ek is die profeet en die priester wat 'n opdrag gekry het om die verantwoordelikheid van die kerk te kom verkondig. Die Bybel sê geen. Hallo, geen. Geen. Nou hoor gou my hart. Ek gaan dit ook uitsny.
Ek sien die klap het oopgemaak. Hulle moet die vorige eienaar gaan vra, wat het AGS Hartbeesfontein met die klap gedoen? Jy stil vanmôre. Die kerk van Jesus hang nie by die klap uit nie. Die kerk van Jesus drink nie. Die kerk van Jesus hou hom nie op met onbenullighede nie. Ons is heilig, geroep, gesalf, gestuur deur Jesus Christus. Sy gees is binne in my, sy bloed is binne in my. Ek kan my nie ophou met onnodige benulligheid nie. En ek bid, hoor my hart, en ek bid, dat daardie klap se drank binne in sy yskaste suur sal word. Ek bid dat die drank binne in daardie yskaste se vervaldatums sal opkom en dat die alkohol daarin sal verdwyn. En ek bid dat die klap 'n plek sal word waar huisgesinne kan gaan kuier en 'n maaltyd kan eet en 'n lekker kouk kan drink en saam kan kuier en dat daardie klap die besigste klap kan word in ons omtrek sonder om een druppel drank te verkoop. Ek is moeg vir mense wat die kerk van Jesus vertrap. Jy moet opstaan. Jy moet die koste bereken. Pastoor, ek drink daarom net so eenetjie, om net daarop van die stres ontslae te raak. Dankie Here dat U my stres wegvat. Ek is lief vir jou, met my hele hart. Met my hele hart. En ek wil nie eendag in die hemel kom, en dan sê die Here, jy het dit geweet, maar jy het dit nie verkondig nie. En ek gaan vanmôre by die agterdeur uit, Elsa, jy moet my hierdie kant kry. Hulle het net nou so gesit, nou sit hulle al so. Nog een, geen vegter. Daar's nie 'n veggees in die kerk van Jesus nie. Geen vuil winssoekers nie. Geen vuil gedagtes nie. Geen, hy sê dit weer, geen verslaafdheid aan wyn nie. Pastoor, Timoteus sê daarom, so 'n bietjie wyn vir die ongesteldheid. Dit was medisyne. Dit was medisyne. Wyn. Gaan lees bietjie daai botteltjie hoestroop, daar's ook bietjie alkohol in. Dis medisyne. Die kerk van Jesus het 'n verantwoordelikheid. En dan sluit hy af met die een wat hy weer begin het, onberispelik. Met ander woorde, hy begin met onberispelik, hy gee 'n lys van dinge en dan eindig hy weer met 'n ding wat hy sê, dat die kerk van Jesus Christus is onberispelik. Is dit moontlik? Wel, jy moet verseker daarna streef. En as jy sukkel, probeer net. God seën 'n poging. Want as jy die een treetjie gaan gee, gaan God na jou toe tree. En dan moet jy sê, Here, ek het 'n probleem. Here, ek het 'n probleem met van hierdie goed. Here, U moet help. En dink jy nie die Here gaan jou help nie? Hy gaan jou help. Ek sê weer, ek bid dat daardie klap 'n plek sal word waar families kan kuier. En dat dit die besigste klap word in hierdie hele omtrek. En dat hulle geseënd sal wees. En dat hulle sommer 40 mense van Hartbeesfontein sal aanstel om daardie tuine mooi te maak en om kos te bedien sonder om een druppeltjie drank aan een inwoner van Hartbeesfontein te verkoop. Dit gaan swaar in hierdie dorp. Ons kan nie ons geld weggee vir die duiwel nie. Okay, sjoe. Nommer 4, ek is amper klaar. Die 4de verantwoordelikheid is kruisbewustheid. Kruisbewustheid. Nou, almal kry swaar daar buite. Almal het iets waarmee hy struikel en ek het al baie hieroor gepraat en vanmôre wil ek net vinnig vir jou vertel wat is my en jou verantwoordelikheid. Jesus sê so mooi, hy sê dat ek en jy, as iemand agter my wil aankom, Matteus 16:24, moet hy homself verloon, sy kruis optel en my volg. Dit praat daarvan dat niks belangriker is as Jesus nie. Nie my probleme nie my omstandigheid nie dit waardeur ek gaan nie. Paulus sê, Here, ek het 'n doring in my vlees, maar hy staan op en hy doen die werk van Jesus. En daarom die verantwoordelikheid van die kerk is, maak nie saak waardeur jy gaan nie, jy moet jou kruis optel en Jesus volg. Dis jou verantwoordelikheid. Kan ek gou ietsie sê? Op die spoor van die kerk, wie is die kerk? Ek is die kerk en jy is die kerk. Op die spoor van die kerk lê daar baie bloedspatsels.
Daar lê baie afgekapte hande, uitgehaalde oë, afgekapte bene, want dis beter om met een oog in die ewigheid in te gaan. En om Jesus te volg, gaan beteken dat daar bloedspore op die pad gaan lê. Dit is nie so maklik nie, dit is nie so eenvoudig nie. Die duiwel ken jou adres, hy weet waarmee jy besig is, hy ken jou behoeftes, en hy gaan met alles wat hy het, die kerk van Jesus probeer aanval. En jy moet dit optel, hoor vanmôre, jy moet dit optel, en Jesus volg, en as die bloed dan op die paaie val, en ek kyk om, dan sê ek, Here, geen druppel bloed van die kerk van Jesus sal val, sonder dat God rekenskap daarvan sal gee nie. Hoor vanmôre, die kruisdraer gaan 'n kroon kry eendag. Die kruisdraer, ek en jy, die een wat die kruis moet dra, moet hom optel, ons moet Jesus volg, want daar wag vir jou 'n kroon. Ek wil vir jou sê, my lewe en Eeldes se lewe was nog nooit so die mekaar soos hierdie jaar nie. Nog nooit nie. Ek kan vir jou 'n boek skryf, wat in hierdie kort rukkie van hierdie jaar in Andrie Spiesstraat nommer 7 gebeur het. Ek kan jou 'n boek skryf. Maar vanmôre tel ek my kruis maar weer op. Here, my bene is moeg. Here, my ribbes is seer. Ek is nerf afgeskaaf deur daardie kruis. Maar vanmôre tel ek hom op. Hoekom? Want dit is die kerk se verantwoordelikheid. In hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Hou goeie moed. Elke kruisdraer kry ook 'n kroon. Nommer 5. Die 5de verantwoordelikheid, jy moet gereed wees. Die kerk van Jesus lewe in 2025 asof Jesus nooit gaan kom nie. Ons sing dit altyd, ek wil gereed wees. Ons gaan juig daar in die hemel, maar besef jy vanmôre dat die koms van die hoof van hierdie organisasie is net om die draai. Is net om die draai. En dan kom die Bybel en dan sê hy dat nie eers die engele en nie eers die seun van God weet wanneer daar die uur is nie. Hy gaan kom soos 'n dief in die nag. Vanmôre is die verantwoordelikheid van die kerk om te beplan asof Jesus nooit kom nie. Dis hoekom ons gras plant en ons die bidkamer mooi maak en die kerk mooi maak. Ons beplan asof Jesus nooit kom nie. Maar ons is gereed asof hy binne 2 minute gaan opdaag. Jy moet gereed wees. In alles wat jy doen, moet jy gereed wees. Ek sê nie moenie kar koop en moenie huis koop en moenie kinders sê beplan asof hy nooit kom nie, maar wees gereed. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Hoor gou vir my, hoor net gou iets. Hoor gou. Wanneer jy op die stasie staan en jy sien die bus aankom, dan gryp jy jou kinders en dan sê jy kom, die bus is op pad. En dan gryp jy jou tasse en jy gryp jou kaartjie en dan staan jy. En as die bus kom, dan klim jy in. Die koms van Jesus gaan nie so werk nie. Wanneer daar die bassein blaas, is dit te laat. Wanneer jy daar die wolk sien afkom, as jy die wolk sien afkom, is dit alreeds te laat. Jy kan nie dan jou kinders gryp nie, jy kan nie dan 'n skietgebedjie opbid en sê, Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf nie. Hy gaan sê, gaan weg, ek ken jou nie, jy's nie gereed nie, jy's nie warm nie, en hy gaan jou uit jou mond uit spoeg. Die verantwoordelikheid van die kerk is, dat jou olie ten alle tye vol sal wees, asof Jesus môre gaan kom. Ek soek ook altyd mooi dinge, nuwe dinge en is 100%, maar is jy gereed as Jesus môre gaan kom? Ek kan preek, ek kan geleenthede skep om jou hart vir die Here te gee. Ek kan die musiek mooi probeer maak, sodat daar 'n oomblik is wat jy kan bid en sê, Here, sien my raak. Ek kan die perd tot by die water bring, maar dis vanmôre die kerk se verantwoordelikheid om gereed te wees as die bruidegom sy bruid gaan kom haal. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie gaan agterbly, want ons is besig met die verkeerde dinge. Baie gaan nie saamgaan nie, want wanneer ons die wolk sien, gaan dit te laat wees. Kry klaar met dit waarmee jy besig is, maak jouself gereed. Jesus se koms is om die draai vanmôre. Hoekom moet ek kerk toe kom? Hoekom moet ek rentmeester wees? Hoekom moet ek geestelike leefstyl hê? Hoekom moet ek my kruis opneem? Sodat jy kan gereed raak as Jesus kom.
Ek weet jy sê vanmôre, as ek geweet het die pastoor is kwaad, het ek nie kerk toe gekom nie. Ek sluit af. Kom ons sluit af met 'n mooi een. Jy moet roeping gedrewe wees. Roeping gedrewe wees. Psalm 139 vers 13 sê, dat God het elkeen van ons kunstig geweef in jou moederskoot. Kunstig geweef. Dit praat daarvan, as jy die kommentaar gaan lees, dat jy uniek is. Dat daar nie nog een soos jy is nie, dat jy nie 'n duplikaat is en of 'n afdruksel is nie, dat jy 'n spesifieke gawe en 'n spesifieke talent het vir 'n oomblik en 'n tyd waarin jy leef. Vanmôre, hoeveel mense, Jaco, 111 roepings sit vanmôre hier. 111. En ek het al baie hieroor gepreek en ek gaan weer oor dit preek en ek gaan nog daaroor preek, totdat die kerk sy roeping opneem en iets vir die kerk begin doen. Jy's hier met 'n rede. Nie om die bank warm te sit nie. Hallo? Nie om jou geld hier te betaal sodat ons meer dinge kan doen nie. Jy's hier met 'n rede. En miskien is dit om dromme te speel, of miskien is dit om die deurgroet te doen. Miskien is dit om by die armes betrokke te raak. Miskien is dit om net iets te kom doen. Jy het 'n roeping vanmôre. Nou oor gou. Die God wat ek kan bid is 'n gentleman. Is 'n gentleman. As hy by my kom en ek het 'n roeping en ek wil daardie roeping nie gebruik nie, gaan hy my net so treetjie agtertoe skuif en na die volgende een toe gaan. En weet jy wie verloor? Jy. Jy het 'n roeping binne in jou. 'n Godgegewe gawe, 'n talent wat God binne in jou geplaas het. Hoekom? Want jy's liggaam. En die liggaam vorm deel van God se plan. En as jy nie weet wat jou roeping is nie, wil ek vir jou vra, jy moet bid en sê, Here, openbaar u roeping aan my, sodat ek AGS Hartbeesfontein met daardie roeping kan kom dien, sodat die kerk opgebou kan word. Wat is my verantwoordelikheid? Ek moet die kerk bywoon, ek moet rentmeester wees, ek moet geestelike leefstyl handhaaf, ek moet Christelik kruisbewustheid hê, ek moet gereed wees en ek moet my roeping uitleef. Lukas 14:28. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer nie. Sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot nie. Kom ons sluit gou ons oë. Almal se oë is gesluit en hier is 'n oomblik tussen jou en die Here. Niemand kyk gou rond nie. My boodskap gaan vanmôre oor counting the costs. Om die koste te bereken om kerk te wees. En jy het die preek gehoor en ek het op 'n paar tone getrap en ek weet jy is ongelukkig vanmôre, maar dis wat die Bybel sê. En as jy al hierdie goed weeg, opweeg en aftrek, kan ek gou weer jou aansien. Wie's bereid om kerk van Jesus te wees? Wie's bereid om kerk van Jesus te wees? Here, hier voor my is talle hande wat sê, Here, ons het die kostes bereken. Ons het die kostes bereken. Here, ons weet wat van my verwag word. Ek weet wat U van my en die Bybel van my verwag. En ek het mooi gaan kyk, Here, en ek steek my hand op en ek wil hê, Here, U moet my hand raak sien. Ek gaan kerk wees van Jesus Christus. En Here, ek wil bid dat U in die Gees hierdie hande vanmôre sal vat. Dat U hulle styf sal vasdruk. En dat U hulle die middele en alles sal gee wat hulle nodig het om kerk van Jesus Christus te wees. Here, ons kan nie met kerk speel nie. 2025 is 'n jaar waarin ons kerk gaan wees. En Here, ek wil bid, Here, help my om my verantwoordelikheid na te kom. Help my om 'n kerk te wees waarop U kan trots wees, sodat ek saam met U kan uitroep en kan sê, die ywer vir God se huis, dit het my lewe verteer. Here, dankie dat ons vanmôre die woord kan gebruik as 'n tweesnydende swaard wat vanmôre kom wegsny wat nie van U is nie. Here, dankie dat nog steeds 'n lig op ons pad is. En Here, dankie dat ons vanmôre kan weet dat hierdie boodskap kom uit liefde uit. Omdat God elkeen so lief het,
dat hy wil hê niemand moet verlore gaan nie. Amen en amen.